Gemeente, vir ons voorste gebed, het ons iets wat ons sommer saam kan bid. En dit is wanneer ons lied 280 vers 1 gaan sing. Daarna sal ek vir ons voorgaan in gebed. Here, dankie dat ons so saam kan wees, kan weet dat U in ons midde is. Dat ons opkyk na U genade, U liefde, U troon, waar U in vrede regeer. Dankie dat ons daarom ook so kan stil word. Ja, Here, ons dink altyd aan ons menswees en ons lewe, ook in hierdie COVID-19 tyd, die lockdown of die grendeltyd, dan raak het ons op verskillende maniere en kom ook die swak plekke soms duideliker uit. Maar Here, dankie dat U, wat ons ken en lief het, ook die een is wat vergewe, wat ons lewe kom nuut maak, wat ons so wit maak so sneeu anders. Dankie ook, Here, dat ons daarom kan weet, as U vergewe, het ons 'n nuwe bladsy om oop te slaan en van te lewe. Ook wanneer ons luister, as U met ons praat, uit en deur U woord, deur U Gees. Amen. Gemeente, ons skrifgedeelte vanoggend wat ons lees, is uit Lukas 24, 'n baie bekende gedeelte, maar ek wil dit sommer vinnig lees, want dit het 'n hele paar verse in. Die Emmausgangers. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan. Een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?" Hy vra hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop, dat dit hy is, wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag, wanneer die dinge gebeur het, en nou het 'n paar vroue uit ons kring ook nog ons ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf, en kon nie sy liggaam nie kry nie. Hulle het hom kom vertel, dat hulle 'n verskyning gesien het, van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan, en dit net so gekry, soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip, en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly, om in sy heerlikheid in te gaan nie?" Daarna het hy by Moses en al die profete begin, en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê.
Toe hy by die dorpie aankom, waar hulle heen op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat het en vir hom ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Ek lees tot sover. Geliefdes, as ons kyk na hierdie skrifgedeelte en ons oordink dit, dan is dit so bekend, maar dan is daar ook so baie gedagtes wat in 'n mens se kop kom en elke ou maak sy eie preek. Maar geliefdes, die eerste gedagte wat ek sou sê is om te sê ons het 'n krisis. Of ons is in 'n krisis. Ons kan dit verskillende maniere noem. As ek kyk na die Emmausgangers, Kleopas, een van sy ooms, en die mense wat saam daar was, dan is dit nogal dat hulle baie teleurgesteld was. Hulle was diep geskok. Hulle was kan ons sê, in 'n krisis gewees. En daarom dat hulle ook so spraaksaam is, toe hulle aangevat word, om te vra, wat het julle in Jerusalem beleef? Hulle was eintlik op pad na nêrens nie, want hulle pad het geëindig. Hulle het soveel hoop gehad, hulle het soveel verwagting gehad. Dit is alles vernietig, dit is verpletter. Alles is op 'n einde. Jesus is dood. Dit het baie seer gemaak en baie diep in hulle menswees ingewerk. Geliefdes, ons wil ook in hierdie COVID-19 tyd, ek wil dit op verskillende maniere noem, die grendeltyd, dink ek het ons ook, vra ons onsself af as Christene ook, wat is dit wat my pla die meeste van dit? Wat is die dinge wat by my opkom? En ek wil tog dit weer nadink en oordink om te sê, dat die diepste wat seer maak, is die onsekerheid oor dit wat vorentoe op ons pad moet wees. Wat moet ons doen? Ons is van die belangrikste goed, is van ons weggeneem, veral in ons geloofslewe. Ons is eensaam, ons word eenkant gestoot, ons word vasgevang in 'n hok, gelok, en ons weet nie altyd presies, wat is die lekkerste en die beste pad, en die keuses wat ons moet maak. Geliefdes, ek weet, daar is baie mense wat diep seer gemaak is in hierdie tyd, wat groot krisisse het met werk, met geld, wat groot krisisse ook in hulle verhoudinge ontwikkel het. Hulle kan nie eers hulle klein kinders sien, hulle kan nie eers uitbeweeg en regtig meer vry raak nie. Begrafnisse is gehou in 'n eensame omgewing. Baie dinge het gebeur wat vir ons bang maak, onseker maak. En ons weet nie altyd wat is die beste oplossings vir ons lewe nie. Wat moet ons maak? En dis miskien die volgende punt wat ek by wil stilstaan, want ek dink wat hierdie krisistyd betref, het ons almal verskillende inperkinge beleef, verskillende seerkrye gehad, verskillende dinge wat vir ons dit swaar gemaak het. Maar die vraag vir my is, hoe kom ons daar uit? Hoe gaan ek regkom deur 'n keuse te maak of deur iets te doen wat 'n verskil gaan maak? Vir die disippels, of die twee wat gestap het, Kleopas en sy vriend, was dit nogal interessant dat Jesus sommer bietjie met hulle skerp begin, nadat hy hulle gehoor het, sommer skerp begin om vir hulle te sê, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. En toe begin hy om hulle wakker te maak. Toe begin hy om vir hulle hoe sê ene, het ons hart nie gebrand in ons, toe die Here met ons op die pad gepraat het nie. Dat ons ook bietjie begin om, of dat hulle gehoor het, die skrif wat vir hulle uitgelê word, het betrekking op Jesus, op sy lyding,
op sy sterwe, en dan kan ons aangaan, opstanding, en al die dinge wat ons daarmee saam sou kon dan beleef. Hy het begin met die Bybel, om hulle wakker te maak. Hy het begin om uit te lê, wat, ek dink Psalm 22 vir ons sê, van die knegg, en ook Jesaja, en Psalm 118, of ja, dis reg, dink ek, verskillende plekke in die Bybel, waar daar iets vir hulle gegee word, waar hulle kan sê, wow, nou verstaan ons eers. Want hulle het 'n ander ryk in hulle gedagtes gehad. Die valsheid, daarom hoekom hy met hulle skerp was, is hulle het 'n eie ryk in hulle kop gehad. Hulle het gedink dat Jesus die Romeine se juk sou afskip, 'n nuwe ryk sou oprig, sodat die Israel weer 'n nuwe, amper sê nog 'n beter tempel kon kry, en weer kon herleef en baie dinge kon doen. Nee, dit is so verkeerd. Geliefdes, ons verwagting, dis wat moeilik is. Wat is dit wat ons verwag, wat die Here moet doen, om ons wakker te maak, sodat ons weer keuses sal maak, wat 'n verskil maak? Wat moet die Here vir ons sê, wat 'n gebrek aan begrip? Is dit nie dat by ons eintlik ietsie is, wat moet tekort skiet rondom ons eie kennis, wat ons het? Ons eie uitkom uit dit, ons eie wakker word. Want weet jy, ek dink, 'n digter gaan met digwerk uit sy krisis dalk makliker verder kom. 'n skilder op sy manier, ek wil amper sê alle kunstigheid en linker, regterbrein mense gaan op 'n manier uitkom uit hierdie ding uit, en dit is om bietjie meer te ervaar dat die Here daar is en dat hy ons liefhet. Linkerbrein mense moet 'n bietjie meer kennis kry, bietjie meer kyk na wat die Bybel sê, en of ons almal, maar ek bedoel dat hulle ook dink aan, wat is die feite wat daar is op die tafel, wat ek mee moet werk met my geloof, om dit te versterk. Ek dink ons word almal op verskillende maniere wakker gemaak, om God se woord te kan hoor. Geliefdes, dit bring vir ons by 'n punt wat vir my ook belangrik is, en dit is die reaksie. Wat is ons reaksie, as die Here met ons werk, as hy met ons praat, en as hy by ons lewe betrokke is, as die omgewing vir ons moeilik is, en ons sien, en ons kyk 'n bietjie verder, en ons sê, ek skep moed, vanuit dit wat ek glo, want ek is 'n Christen, ek het baie kennis, ek weet hy het my lief, ek weet hy gee om, en ek kan vir myself 'n klomp feite bymekaar maak, wat vir my help. Wat is die reaksie? In hierdie skrifgedeelte staan daar, Kleopas en sy maatjie het 'n bietjie, hulle sê, het ons hart nie warm geword, toe hy saam met ons op die pad was, en vir ons die skrif uitgelê het nie. Geliefdes, hulle het 'n reaksie gehad. Die Bybel het vir hulle regte betekenis begin kry. Die woord van God het vir hulle lewend geword, deur die krag ook van die Gees, wat aan hulle geopenbaar het, dat dit is Jesus, wat met hulle gepraat het, of wat met hulle praat. Liefdes, by ons, wat is dit wat ons wakker maak? En wat ons sê, wat 'n reaksie het ons in ons lewe, om te sê ons skep moed in ons lewe weer sterk vorentoe. Dit dink ek, is by ons ook iets wat moet uitkom, in hoe ons nadink, en hoe ons werk hoe ons gaan kyk, na God se betrokkenheid in deur ons lewens. Ons hoor die vrees, ons hoor die onsekerheid, ons hoor al die dinge, maar ons het die gawe van God se Gees. En die belangrikste vir my, ek het gedink aan rou, ons het op 'n stadium met ons gedink, weet jy wat, ons ontken hierdie krisis lekker maklik, dit gaan nie so rof raak vir ons, dat ons sê, nou is ons vasgepen nie, ons gaan uitkom. En ons het gesien, dit het 'n verloop, en dit is nie so vinnig klaar, as wat ons gedink het nie. En daarom, geliefdes, is dit vir ons nie so maklik ook, om te sê, ja, nou is ons klaar, ons haal die maskers af, en ons gaan aan met ons lewe, alles is reg, ek is nou weer, die Gees is met my, en ek is sterk, en ek gaan lekker lewe en voortgaan. Nee, dit het nie so gebeur nie. Ons is in rou.
Ons is nog in soeke na antwoorde vir ons lewe. Ons wat saam met die skepping sug. Ons wat nie weet wat môre vir ons inhou nie. Ons wat nog steeds met geduld kyk en almal sterkpunte en almal swakpunte het wat ons kan uitoefen en sê, nee, ek is okay. Maar is ons geliefdes? En is dit so dat ons nie ook bietjie dalk soms deur die Here moet aangetree word om te sê, skep moed, hê geloof, werk met jou lewe. Want die reaksie is vir my tweeledig aan die een kant. Aan die een kant moet ek begin om iets te doen. Moet ek begin lees meer? Moet ek begin navors? Moet ek die woord van die Here nader trek in my gedagtes en my lewe? Maar aan die ander kant doen God ook 'n deel en hy werk met sy gees sodat dit vir my ook moontlik is om hom te vertrou, om voort te gaan en tog met al die moeilike dinge sekere goed met geduld uit te oefen, maar ander dinge ook, met ander gawes wat God gee, om planne te maak, om kreatief te word, om dit ook alles te beoefen. Mag dit ook vir ons help, wanneer ons met ons lewe so omgaan. Amen. Ons bid. Here, ons weet dat U ons liefhet, te midde van die moeilikste omstandighede wat daar vir ons is. Te midde van die swaar kry, en U kom op verskillende maniere, as U Here met ons saam stap, kom U op verskillende maniere na ons toe. Vir die mens wat meer nadink, gee U nog nadenke, en ook aksie wat kan kom. Vir die mens wat vinnig praat en gou gedagtes het, gee U ook kans om dit te doen, en weer na te dink, en weer ook vrede te kry. Dankie Here, dat U ons lei ook in hierdie tyd, dat ons weet, U is met ons as 'n Vader, wat vir ons lief het, deur Jesus Christus, wat ons kom dien het, met 'n nuwe lewe, wat hy vir ons gee. Seën vir ons daarom, lei ons op ons pad. Amen. Geliefdes, die Here praat met ons op verskillende maniere. Dit is vir my baie interessant en dit is vir my baie erg om te moet erken dat ons nie almal op die regselfde manier wakker gemaak word met ons lewe nie. Maar dit is tog goed dat ons die laaste vers net ietsie beken van wat ons dink en sê wanneer ek 'n lied 253, sommer een versie lees en dan sing ons vers 1, maar ek gaan net dit lees. U is die lewensbrood, Heiland vir my. U is die waarheid, Heer. U maak my vry. U beeld straal uit die skrif so helder voort. U soek ek, Heer, U self, o lewend woord. Vers 1. Geliefdes, die Here groet ons dan ook en ons gaan in vrede. Geliefdes, daarom genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus en met die Heilige Gees wat met ons gaan. Amen.